Baie welkom by sessie 18 van module 3, waar ons praat oor ons roeping as disippels. Nou, in hierdie sessie praat ons spesifiek daaroor dat ons beide geroep en gestuur word. En ek begin deur te verwys daarna dat hoe Jesus self sy eie lewe verstaan het as die van iemand wat deur die Vader gestuur is om 'n sekere rol te vervul of 'n sekere werk te kom doen. So, ek het daar 'n hele klompie aanhalings uit Johannes Evangelie weer waar ons sien in elkeen van hulle verwys Jesus daarna dat die Vader hom gestuur het. En dan is dit baie insiggewend dat hy in Johannes 20 vers 22 dan sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek nou vir julle. Nou wat beteken daardie soos die Vader my gestuur het? Ek dink baie mense het oor hierdie vers altyd gedink en gepraat daarvan dat ons is ook nou gestuur om die wêreld te gaan evangeliseer. Maar ek sien daardie soos die Vader my gestuur het, eerder in die lyn van hoe Jesus geleef het in 'n verhouding met die Vader. Die dinge wat Jesus van homself gesê het, dat hy byvoorbeeld niks uit sy eie doen nie, dat hy net doen wat hy die Vader sien doen, dat hy net sê wat hy die Vader hoor sê, dat hy nie sy eie eer soek nie, maar die eer van die Vader wat hom gestuur het. So dit gaan oor al daardie maniere waarop Jesus sy gestuur wees uitgeleef het, wat ook op ons van toepassing is. Ons word ook geroep en gestuur om in hierdie wêreld niks uit ons eie te doen nie. Om te leer wat dit is om te doen net wat ons die Vader sien doen. Om te leer om te sê net wat ons by die Vader hoor. Om nie uit ons eie te praat nie. Dis 'n groot een daai, nie. Om niks uit jou eie te doen nie om by eie te praat nie. Dink nou maar net, hoeveel gaan dit van jou vra om dit regtig in te oefen en te leer doen? Nou in module 4 gee ons meer aandag daaroor waar ons praat oor die gebed van 'n disipel, om te leer om werklik in voortdurende kontak met God te leef, in gebed te leef. So, al daardie dinge het 'n groot impak op hoe jy jou gestuurwees uitleef. En dan het ek ook in die vorige sessie alreeds gesê, baie van ons, glo ek, leef ons gestuurdheid, ons roeping uit daar waar ons werk. En daarom is dit verskriklik belangrik om reg te dink oor ons werk. Hoekom is ons daar waar ons is? En hier in hierdie sessie maak ek dan nou weer gebruik van die werk van Shemin en Hendricks, waar hulle praat oor die feit dat jou werk saak maak vir God. Nou hulle wys daarop dat daar vandag in die westerse samelewing 'n baie sterk gevestigde sekulêre siening van werk is. En in daai sekulêre siening is daar vrae soos, het jy wat dit van jou vra om dit te doen? Do you have what it takes? En dan noem hulle 'n klompie goeters wat daardie it alles insluit. En hoe jy moet optree om daaraan te kan beantwoord. Nou daar word dan genoem dinge soos doelgerigtheid, dissipline, dat jy moet visie hê, jy moet weet waar jy wil uitkom. Jy moet savvy hê, jy moet al hierdie goeders om net jou doelwitte te kan bereik. Jy kan in die boekie gaan lees wat dit alles is en bietjie nadink daaroor. Maar dan sê hy, dan is daar 'n ander manier om na werk te kyk. En dit baseer hulle op dit wat Paulus met ons deel in Efesiërs 6. Nou daar sien ons weer dat God is geïnteresseerd in jou werk. En dat God se kinders aangemoedig te word om hulle werk te doen, asof hulle dit vir God doen. Met ander woorde, jy is nie in jou werk om net geld te maak, om jou baas tevrede te stel nie, maar jy werk eintlik om God te verheerlik, asof vir God is op so 'n manier dat sy naam verheerlik word. En dis belangrik dat jy met integriteit werk. Met ander woorde, dat jy die beste doen wat jy kan doen, ook om God te verheerlik, dat jy nie kortpaaie vat nie, dat jy nie oneerlik is nie, dat jy nie transaksies onder die tafel deurdoen nie, of al daai goeders, al die tipe korrupsie wat vandag so algemeen is. Dis nie deel van wie jy as verteenwoordiger van God is nie. En dat ons ook werk, soos mense wat weet dat ons nie ons eie wil daar doen nie, maar die wil van God doen, om te onderskei, wat is God se wil vir my hier waar ek is? Hoe leef ek binne die wil van God, binne my werksituasie? So werk is nie iets wat ons kan afskryf en sê, dis nie belangrik nie, wel, dis nie geestelik genoeg nie, ek kan nie eintlik werk nie, ek moet net vir die Here werk, of ek moet net van die Here praat of getuig nie.
Nee, die manier waarop jy werk, word God verheerlik, want God stuur sy mense in die wêreld in. Hy onttrek hulle nie uit die wêreld nie. Hy bid ook in Johannes 17, Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. So daar wil God sy mense hê, tussen ander mense, in sekulêre werke, sogenaamde sekulêre werke, want eintlik is niks sekulêr nie. Vir ons as kinders van God is alles geestelik. En dat jy daar dan vir God verteenwoordig tussen mense, waarvan baie nooit op 'n ander manier met God in aanraking gaan kom nie. En dan sien ons dat werk ook 'n geleentheid is waardeur jy dien. Jy dien ander mense, jy dien eintlik jou gesin, jy voorsien vir jou gesin wat belangrik is. Dis altyd vir God belangrik ook tog om na jou en jou gesin om te sien. Dis nie asof dit nie in sy boeke tel nie. Ek glo dis vir hom geweldig belangrik. So werk gee vir jou die geleentheid om regtig jou gesin goed te kan versorg. En dan gee dit vir jou ook die geleentheid vir baie mense, party het nie die vermoë nie, maar om ook in ander se nood te kan help voorsien. Dat God vir jou op die hart kan lê en kan wys waar daar ander mense is wat nood het, wat jy dalk verligting kan bring op verskillende maniere. Dit is ook iets wat God self vir jou sal wys. So werk is iets wat vir God belangrik is. So werk is nie 'n straf daarop omdat mense verwyder van God geraak het nie. Werk is iets wat God vir die mens beveel het om te doen, nog voordat daar verwydering met God plaasgevind het. Dit is deel van God se oorspronklike visie of plan vir die skepping. Want hy het ons geskep om saam met hom te heers oor die skepping. Nou dink net daaroor, as jy regtig leer om in harmonie met God te leef, om te doen wat jy die Vader sien doen, en om te sê wat jy die Vader hoor sê, dan heers jy saam met hom. Dan gaan dit 'n verskil maak in die wêreld. En daar waar God heers, in en deur sy kinders, raak die wêreld 'n beter plek vir almal rondom hulle. Dit is iets wat jy baie duidelik in die kerkgeskiedenis ook kan sien. Waar daar herlewings was, of waar daar mense was, groter groepe mense, in die eerste 3 eeue byvoorbeeld, waar mense regtig in afhanklikheid van God geleef het en gedoen het wat hy van hulle vra om te doen, het die wêreld 'n beter plek geraak, vir almal in daai omgewing, nie net vir God se kinders. So ek wil jou uitnooi om weer opnuut te gaan nadink oor die plek waar jy werk, of dan die plek, die omgewing waarin jy bly as 'n afgetredene, wat jou situasie ook al mag wees. En praat met die Here daaroor. Vra vir hom, hoekom is jy regtig nou daar waar jy nou is? Wat is sy doel daarmee? Wat is sy roeping vir jou in daai omgewing? Op watter maniere kan jy hom daar verteenwoordig? Dink bietjie na oor jou normale optrede. Getuig dit van God se liefde en aanvaarding? Of getuig dit dalk net van iemand wat hard probeer om te oorleef? Of iemand wat baie sterk dryfvere het om vir jouself 'n naam te maak? Waarvan getuig dit? En praat ook met die Here daaroor. En vra vir hom hoe jy dit in lyn kan bring met dit wat sy doel met jou is, daar op daardie plek. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.